As jy jou Bybel saamgebring het, wil ek vir jou mooi vra om dit vir my oop te maak by 1 Korintiërs 5. Ons bly die laaste ruk so 'n bietjie in Paulus se briewe en jy gaan vanmôre sien hoe my laaste preke van die laaste 3 weke net soos 'n ketting so 'n bietjie mekaar gaan kom inskuif en gaan die hele prentjie vanmôre so 'n bietjie vir jou sin maak. Jy sal onthou, so 3 weke terug het ek met jou gepraat oor die laaste fase, want ek glo regtig die kerk van Jesus Christus is in die laaste fase, die koms van my koning Jesus is om die draai. 2 weke terug het ek met jou gepraat oor dat Jesus terugkom vir 'n kerk wat rein is en sonder gebrek. Kan jy dit onthou? Verlede week het ek met jou gepraat dat ek en jy moet op 'n plek kom wat ons gaan begin wandel na die gees en nie meer na die vlees nie. Nou vanmôre gaan ek bietjie met jou praat oor die tema ongesuurd. Ongesuurd en ek weet dat al hierdie boodskappe van die laaste paar weke so 'n bietjie by mekaar gaan kom en jy gaan verstaan waarmee ek ook dan besig was. Ek wil tog vir jou sê, die Here het 'n besonderse boodskap vir my gegee vir volgende Sondag. Ek wil met jou praat oor goedheid en guns. Goedheid en guns. So moenie volgende Sondag se diens mis nie. Kan ek dit gou weer sê? Goedheid en guns. Ek en jy kan nie sonder die goedheid en sonder die guns van die Here nie. Maar vanmôre wil ek met jou praat oor die tema ongesuurd. Nou, wie weet wat dit is? Hannetjie, waar's jy? Jy sal weet wat dit is. Gis. Jy kan nie brood bak sonder gis nie. Of jy kan seker, maar ja, gis is daardie bestanddeel wat jou brood so bietjie laat rys en wat die suurbestanddeel in die brood sit, wat maak dat die hele mengsel 'n bietjie rys en dat hy mooi uitkom en wanneer jy hom bak, dan lyk dit net mooi en is lekker en ja, Hannetjie het vanoggend vir my 'n brood gebring, sy gee altyd vir ons nagmaaltafel brood, dankie Hannetjie. En daar in die bidkamer voor ons bid, eet ek sommer so 'n lekker stuk brood. Ja, brood is lekker, maar brood het bestanddele nodig en een van die bestanddele, wat is dit in Engels? Yeast. Jy het dit nodig om jou bestanddeel, om jou mengsel te laat rys. Maar vanmôre wil ek met jou praat oor presies die teenoorgestelde. Ek wil vanmôre met jou praat oor die tema ongesuurd. Nou, Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente in Korinte. Nou die gemeente in Korinte, as jy kan onthou met ons bidure, so in die begin van die jaar toe ons die gemeentes gedoen het daar in Klein-Asië, was een van die gemeentes met die meeste uitdagings wat daar nog in Klein-Asië was. Dit was 'n gemeente wat 'n klomp Jode gehad het en 'n klomp heidene wat tot bekering gekom het en hulle het met hulle tradisies en met hulle gewoontes het hulle kerk toe gekom en Paulus het so 'n bietjie probleem daarmee gehad. Daar was armes en rykes, daar was mense van welgesteld, maar ook slawe, vrymanne en al die verteenwoordiging was in die kerk was ten volle reg oor die spektrum van Korinte. Maar die tradisies en die gewoontes en die kultuur van die dorp, die Korinte, het in die gemeente kom afspeel. Daar was seksuele onsedelikheid. Daar was die hele tyd 'n getwis tussen gelowiges. Hulle het die nagmaal misbruik. Daar was 'n bekleierery oor wie se gawes die belangrikste was en die huwelik was nie soos wat God daarvan gehou het nie. En die gemeente het bekommerd geraak oor die opstanding, gaan daar 'n opstanding wees. En dan kom Paulus uit al hierdie goed wat gesê word in Korinte en wat deurgetrek word na die gemeente toe en hy kom skryf 'n brief aan die gemeente om vir hulle so 'n bietjie te kom regruk en bietjie met hulle te gesels. En toe ek in hierdie week hierdie gedeelte lees, toe besef ek een ding, dat ons blykbaar presies in dieselfde situasie. Ons bly in 'n wêreld, in 'n dorp, in 'n omgewing wat daar baie gelowe en baie tradisies en baie dinge is wat na die kerk toe kom. En ek praat nie van die gebou nie. Ek praat vanmôre van die kerk van Jesus en hierdie goed is besig om in ons in geloof bietjie te kom warwoer skep. En Paulus kom
En hy kom skryf 'n brief en dit is regtig 'n baie mooi brief. Die eerste paar verse, die eerste paar 5 verse noem Paulus die dinge waarvan hy nie hou nie, die onsedelikheid en die sondes wat hy doen. Maar dan kom hy daar in vers 6, het jou Bybel reg? 1 Korintiërs 5 vanaf vers 6. Hy sê julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg kan suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Jesus Christus. Vers 8. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met ongesuurde brode van reinheid en die waarheid. Paulus is baie ernstig wanneer hy hierdie brief skryf. Hy sê vir die gemeente in Korinte, wat ek van julle hoor is nie vir my mooi nie. Hy sê dit waarin julle roem is nie iets om op te roem nie. Dit is nie vir my mooi nie. En dan noem hy die sondes wat die Korinte stad en die gemeente doen, noem hy 'n suurdeeg. Hy vergelyk dit met 'n suurdeeg. Hy sê vir hulle, julle dink julle sondetjies is klein, julle dink julle probleempies en julle gewoontes is klein, maar so suurdeeg wat klein is, die hele deeg kan suur maak, so kan 'n klein bietjie ongeregtigheid, 'n klein bietjie sonde, 'n klein bietjie van dit wat God nie wil hê moet jy doen nie, jou hele lewe kom suur maak. En Paulus skryf so mooi, hy sê, ek wil hê dat jy jouself moet kom ontsuur, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, 'n nuwe mens kan wees, sodat die sondes en die suurdeeg van die wêreld nie jou lewe kan omkrap nie, sodat jy 'n nuwe mens, heilig kan wees, vry van die suurdeeg van hierdie wêreld. Verstaan jy nou my preke van die laaste paar weke? Dis vanmôre asof die Here dit so 'n bietjie wil saamvat en vanmôre so 'n bietjie met ons wil praat oor die tema dat ek en jy op 'n plek moet kom waar ons ongesuurd vir Jesus Christus moet wees. Maar dan kom Paulus daar in vers 7 en hy vat die leser 1500 jaar terug. Hy praat met hulle oor die paaslam en oor die laaste keer wat hulle daar in Egipte om die tafel moes gesit het en die skaap moes geëet het, die lam moes geëet het en die ongesuurde brood moes geëet het. En Paulus herinner die volk of die gemeente wat daar die brief lees, dat daar was 'n tyd gewees toe God vir die volk gesê het, julle moet 'n brood bak, want môre gaan julle uit slawerny uit weggevoer word, maar hierdie brood mag geen suurdeeg in hom gehad het nie. En vir 'n oomblik wonder ek, hoekom het die Here gesê dat daar 'n spesifieke manier moes gewees het? Jy sien, die suurdeeg was deel van die leefwyse van Egipte gewees. En die Here sê vir die volk, ek wil hê julle moet klaar maak met Egipte. Ek wil hê julle moet klaar maak met die ou manier van dinge doen. Ek wil hê julle moet klaar maak met die ou manier van leef. Julle moet klaar maak met Egipte. Niks van Egipte mag in jou brood wees nie, sodat jy uit die slawerny kan trek na die beloofde land toe. Niks van Egipte mag saamgaan nie. Nie eers die suurdeeg wat er in hulle meel gesit het nie. Kan jy onthou? Die Here kom daar in Eksodus 12 vanaf vers 15. Hy praat met die volk. Hy sê, en vir die volgende 7 dae voordat julle trek, mag julle geen brood eet met suurdeeg nie. Verwyder die suurdeeg heeltemal uit jou huis uit. En nou kom Paulus en hy sê vir die Korinte gemeente, verwyder die suurdeeg. Jy moet ongesuurd word vir die koning. Jy moet 'n nuwe deeg word. Net soos wat 1500 jaar terug, die volk die suurdeeg moet uitsny, sodat hulle in die beloofde land kan kom, moet ek en jy die suurdeeg van die wêreld uit ons lewe uitsny, sodat ons die hemel kan gaan sien. Ek weet nie van jou nie, elkeen van ons, en hoor gou vanmôre, iewers te gaan ek vanmôre op jou toon trap, maar onthou ek gaan volgende week praat oor goedheid en guns.
So vanmôre wil ek 'n bietjie net so op jou toon trap en as die skoen jou pas, dan trek jy hom aan en jy smile en jy gaan huis toe en jy maak dit reg. Want hoor gou-gou vir my, terwyl ek na hierdie preek voorberei, is dit asof die Here sê dat elkeen van ons, en ek sluit my vanmôre in, het iewerste in ons lewens, al is dit net so 'n bietjie suurdeeg, en maak nie saak hoe klein die suurdeeg is nie, dit gaan die hele deeg suur maak. Paulus sê nee, raak ontslaaf van die suurdeeg. Ontsuur jouself, sodat jy rein voor God kan staan. En vanmôre wil ek so half so 'n bietjie ernstig met die gemeente van Jesus Christus praat om vir ons te sê die tyd word min. En ek weet ek sê dit elke Sondag, maar die tyd is nog 'n week nader as wat dit verlede week was. Suurdeeg was 'n metafoor vir die ou mens, vir die sondige mens, vir dit wat Egipte in die Israeliete ingeplant het. God sê nee, niks van die ou manier kan saamgaan nie. Niks van die ou manier van doen kan saamgaan nie. Dit moet 'n hele, totale, alle nuwe deeg wees waar die beloofde land in sit. Deuteronomium 16 vers 3, hy sê, hierdie brood is die brood van ellende. Jy kan nie die brood van ellende eet terwyl jy beloofde land toe gaan nie. En daarom moet ek en jy vanmôre introspeksie doen en na onsself begin kyk en sê, Here, wat in my lewe is soos 'n suurdeeg wat my hele lewe kan suur maak, sodat ek die beloofde land nie kan sien nie. Levitikus 2 vers 11 sê so mooi, hy sê, geen spysoffer wat julle aan die Here bring, met ander woorde, geen offer wat jy aan die Here bring, mag suur deeg in hê nie. Dis 1500 jaar terug geskryf. Hoor gou vanmôre, dit bly vanmôre presies dieselfde. Niks wat jy na Jesus toe bring, mag suurdeeg in hê nie. Ek praat nie van suurdeeg nie, ek praat van ons sondes, ek praat van ons gewoontes, ek praat van ons gebruike, van die wêreld wat afgesmeer het aan die kinders van die Here. Geen suurdeeg. Niks wat suur is, mag ingaan nie. Net dit wat rein is, ongevlek en ongerimpel is. Suurdeeg is daardie sondes, daardie straf, daardie slawerny, daardie ou mens, die onreinheid, die ongebondenheid, daardie mens wat jy nie moet wees nie, omdat jy afgesmeer het aan dit wat die wêreld na jou kant toe gebring het. Nee, sê Paulus, wat ek van jou hoor is nie mooi nie. Daar's suurdeeg. En vanmôre wil ek bietjie met jou praat voordat ons aan die tafel van die Here gaan sit, sodat ons gaan kyk wat in ons lewe is suur, sodat ons daarvan kan ontslaa raak. Hoor gou, Matteus 16 vers 6 sê Jesus, pas op vir die suurdeeg. Ek lees dit daar in Markus 8 vanaf vers 15 sê Jesus weer, pas op vir die suurdeeg. Lukas 12 vanaf vers 1 skryf hy dit weer. Hy sê as jy vir een ding moet pas op dan vir die suurdeeg. Hoekom? Galasiërs 5 vers 9 sê, want 'n klein bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Pastoor, ek het maar net so 'n klein sondetjie. Ek is net besig met so 'n klein dingetjie daar op my selfoon. Pastoor, ek vat daar nie duisende rande nie. Ek vat net so 100 of 200 rand uit die baas se til uit. Dit maak nie saak hoe klein die suurdeeg is nie. Die suurdeeg maak die hele deeg suur. En ek praat vanmôre, ek sê dit elke Sondag, en julle kan my vrou agter my rug gaan vra, wanneer ek vanmôre met jou praat, het die Here eers met my gepraat om 'n paar suurdeegies uit te kry, sodat ek dit kan oordra. Paulus se boodskap is eenvoudig. Die Here wil nie suurdeeg in ons lewens hê nie. Wat sê die Bybel rondom dit? Efesiërs 4:22 sê, julle moet, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens aflê. Hallo? Ek is nie Egiptenaar nie.
Ek was dalk deel van hulle toe ek daar was. Nee, die ou mens met sy lewenswandel, dis verby. Ek is deur die see, die Here het my deurgedra. Ek is op pad beloofde land toe. Niks van Egipte kan in my bly nie. Kolossense 3 vers 5 sê, maar dat julle die aardse leefwyse sal afsny. Ons doen nie die dinge soos die wêreld dit doen nie. Romeine 6 vers 6, as ons ou mense saam met hom gekruisig, sodat die liggaam vir die sonde tot niet geword het. Die suurdeeg, dit maak aan my niks nie. Romeine 13 vers 12 sê, laat ons die werke van die duisternis aflê. Dit praat dat ek klaar maak met die wêreldse dinge. Hebreërs 12 vers 1 sê, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik verstrik. Ons moet klaar maak met dit. Ons moet dit een kant toe skuif. Jakobus 1:21 sê, lê af die vuilheid en die oorvloed van boosheid in jou lewe. Dit praat van ongesuurdheid, dat ek en jy op 'n plek moet kom waar daar geen suurdeeg in ons lewens is nie. Maak nie vanmôre saak wie is, waar jy bly, hoeveel geld jy in die bank het. Iewers het ons iets in ons lewens, 'n stukkie suurdeeg, wat die hele deeg suur maak. Paulus skryf mooi, hy sê, verwyder die suurdeeg, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees. Suiwer dan die suurdeeg uit. Is dit moontlik? Verseker. En ek het vir 'n oomblik in hierdie week gewonder, Here, wat is hierdie suurdeeg wat die mees algemeenste in die kinders van die Here se lewens is, waarvan ons vanmôre moet klaarmaak, wat ons moet vrykom van, wat ons vanmôre oor belydenis moet kry en sê, Here, ek is klaar met hierdie dinge. En nou Paulus kom en dan gee in Efesiërs 4 vers 31 gee die antwoord. Hy sê alle bitterheid, alle woede, alle geskree, alle lasterings moet van julle verwyder word met alle boosheid. En toe ek hierdie vers lees, dis asof die Here sê, hierdie goed lyk eenvoudig, maar dis hierdie suurdeegies wat die hele liggaam suur maak. En daarom wil ek vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor die ou tema, suiwer dan die ou suurdeeg uit. En die eerste een is bitterheid. Bitterheid. Bitterheid begin dikwels met 'n seer plek. Iemand het jou seer gemaak of iemand het jou teleurgestel en as jy nie die bitterheid na die Here toe vat nie, maak dit die hele deeg suur. Ek het al 'n paar keer in die laaste paar jare met jou gepraat oor bitterheid. Hebreërs 12 vers 12 sê, pas op. Ek hou van daai woord. Paulus is asof hy sê, hoor gou, hallo, kyk gou vir my, pas op dat geen wortel van bitterheid opskiet nie. En dan sê hy so mooi, en moeilikheid veroorsaak nie. Weet jy wat doen bitterheid? Dit veroorsaak moeilikheid. En maak nie saak hoe groot die bitterheid is waarmee jy in jou lewe sit nie, dit gaan jou hele lewe verwoes. Stamp gou die persoon langs jou, dan sê vir hom, moenie bitter word nie, word beter. Ek het vanmôre gekom met 'n eenvoudige boodskap, waar bitterheid in jou hart woon, verdwyn die vrede en die vreugde van die Here. Sjoe, daar kan net een ding in jou lewe, of bitterheid of vrede. Maar wanneer jy bitterheid akkommodeer in jou lewe, gaan vrede en vreugde uit jou lewe uitgaan. Dis hoekom Efesiërs 4:32 sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergewe mekaar soos Christus Jesus julle ook vergewe het, sodat ek nie bitter kan word. Maar pastoor, jy weet nie wat hy aan my gedoen het nie. Kom aan, wie was al bitter? Nie nou bitter nie. Kom aan, jy wou jou hand opsteek en toe is jy bang iemand kyk. Almal van ons, iewerste in ons lewens, was ons al bitter. Man, ek moes hierdie week my hart regtig bewaar om nie bitter te word nie.
Daar's dinge in ons lewe op die oomblik aan die gang wat my ontstel en wat my bitter maak. En dan sê ek, weet jy wat, ek kies om bitterheid nie 'n vatkans in my lewe te gee nie, maar om eerder die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan in my hart en my lewe te laat heers. Want waar's daai sakkie? Want wanneer ek 'n bietjie bitterheid in my lewe toelaat, gaan dit my hele lewe verwoes. Jy sê, pastoor, is dit so eenvoudig? Ja. Daarom skryf Paulus in Efesiërs 4. Hy sê, raak ontslaaf van bitterheid. En miskien moet jy vanmôre, voordat jy die kerk verlaat, moet jy net sê, let go en let God. Here, weet jy wat? Dit was verkeerd. Here, dit was onregverdig. Here, dit was nie mooi nie, maar ek gee dit nou vir Jesus. Ek gee dit vir die Here. Want die wraak kom my nie toe nie. Here, ek gee dit vir die Here. Here, maak my beter, sodat hierdie klein bietjie suurdeeg van die Egiptenare nie my lewe vernietig nie. Nommer 2. Die tweede suurdeeg wat ek en jy moet klaarmaak is woede. Wie was al woedend? Pastoor, dis deel van my familie. Ons word gou kwaad. Kwaad word is nie sonde nie. Hallo? Kwaad word is nie sonde nie. Jesus het kwaad geword. Ek lees dat hy 'n sweep gevou het en hy daar in die kerk ingestap of in die tempel en hy die tafels omgegooi. Ek word ook kwaad. Kan julle glo dat hierdie mooi gesiggie kan kwaad word? Kwaad word is nie sonde nie. Weet jy wat is sonde? Woede. Woede is sonde. Woede is daardie uitbarsting. En as dit klaar gebeur het, dan sê, "Sjoe, waar kom dit nou vandaan? Wat is besig om hier met my te gebeur?" En ek het vanmôre gekom om vir jou te sê, dat as jy nie met die wortel van bitterheid klaarmaak nie, gaan jy die vrug van woede in jou lewe sien. Kan ek gou vra, vrou, was jou man al woedend vir jou? Weet jy wat, daar's 'n wortel. Daar's 'n wortel van bitterheid, daardie klein suurdeeg, en as jy nie met die bitterheid kan hanteer nie, gaan die woede heeltyd in jou lewe deurkom. Mense wat woedend raak, het altyd iewers 'n seerplek. En ons moet die seerplek hanteer. Efesiërs 4:26 sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor die troon nie en gee die duiwel geen vatkans nie. En ek het op 'n plek in my lewe gekom dat as ek nou vir jou kwaad is en ek kan kwaad word, dan vergewe ek jou voor ek gaan slaap, want as ek dit nie doen nie, gaan die duiwel maak dat ek gaan woedend word, want hy gee aan hom 'n oop deur. Miskien moet ons vanmôre op 'n plek kom wat sê, ek het rede om woedend te wees. Ek het rede om uitbarstings te hê. Daar's 'n paar goed in my lewe wat nie loop soos ek dit wil loop nie, maar ek gaan nie woedend word nie. Ek word kwaad, maar ek word nie sondig nie. Weet jy wat? Woede gaan jou lewe vernietig. Dit besig om die mense wat die naaste aan jou is besig om hulle weg te stoot, want hulle kan nie naby jou kom nie. Nee, Jakobus 1:19 sê, wees eerder stadig om kwaad te word, want die troon van die mens bewerk nie die geregtigheid van God nie. As jy woedend word, is jy nie in God se geregtigheid nie. Wees eerder stadig. Sê, "Sjoe man, maak jy nou met my mooi nie." Woede wat nie aan God gegee word nie, vernietig heel eers die persoon, maar vernietig ook die mense wat naby aan jou kom. Nee, sê Paulus. Dit klink na 'n klein simpel dingetjie, maar as ek nie bitterheid kan hanteer nie, as ek nie woede gaan hanteer nie, gaan dit my lewe vernietig. Maak dit sin? Nommer 3. Geskree. My ma het altyd gesê, moenie op my skree nie, ek is nie 'n hond nie. Die woordjie skree wat hier gebruik word, verwys na 'n harde, aggressiewe of 'n woedende uitbarsting. Dit is wanneer iemand sy stem verhef om jou te intimideer, te verneder of om jou te oorheers. Let wel. Wanneer ek skree, is die probleem nie my mond nie, maar my hart.
Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En 'n hart wat bitter is, en 'n hart wat woedend is, weet jy wat doen sy mond? Hy skree. En nou weet jy wat 'n skree. Ek praat nie van 'n skree opgewonde nie. Dis wanneer jy iemand letterlik beledig. Dit is wanneer jy iemand intimideer of wanneer jy hartseer in ander mense se lewens veroorsaak. Nee, Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte woord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die kwaad opklim. Kan dit so erg wees? Paulus skryf daarvan. Paulus sê die gemeente in Efese het 'n probleem daarmee gehad, dat hulle woede en hulle bitterheid met geskree uitgebring het, en vanmôre is my boodskap eenvoudig. 'n Sagte woord keer die grimmigheid af. Spreuke 15 vers 18 sê, 'n driftige man verwek twist, maar hy wat lankmoedig is, laat die twis bedaar. Pastoor, ek het rede om te skree. Sjoe, hulle maak my kwaad. Hulle doen nie wat ek wil hê ek moet doen nie. Spreuke 29:11 sê, 'n dwaas gee vrye teels aan sy kwaad word, maar 'n wyse man hou hom bedwang.' Dit hou jou net in bedwang. Sê ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan nie tot jou vlak daal nie. Ek gaan nie dat hierdie suurdeeg my hele lewe kom vernietig nie. Weet jy wat? 'n Geskree wen dalk die argument, maar liefde wen hart. Hoor jy wat ek sê? Jou geskree wen dalk vir 'n oomblik die geveg en die argument, en jy kom bietjie vorentoe, maar jy verloor 'n siel vir Jesus. Kolossense 4 vers 6 sê, ons woorde moet aangenaam wees en met sout besprinkel. En miskien moet ek en jy vanmôre vir onsself vra, klink ons soos die Egiptenare? Hallo? Of klink ons soos mense wat deur die Gees lewe? Paulus skryf, hy sê, hierdie is suurdeeg wat jou hele lewe kan vernietig. Nommer 4, lastering. Nou is nie ek wat so sê nie, Paulus skryf dit. Nou wat is lastering? In hierdie konteks is lastering om iemand met jou woorde af te breek, om iemand te beledig, om kwaadwillig van iemand te praat, om valse kinderstories te versprei en om iemand se karakter af te breek. Ek weet nie van jou nie, ons is almal skuldig. Hallo, kom aan. Pastoor, ek het nog nooit gelaster nie. Het jy al 'n kinderstorie oor vertel? Sjoe, pastoor, het jy gehoor? Pastoor, as jy lag, dan is jy skuldig, né? Matteus 12:36 sê Jesus, van elke ydelike woord wat die mens spreek, daarvan sal hy rekenskap gee. Sjoe. Van elke ydelike woord wat die mens spreek, sal hy rekenskap gee. Dit wat uit jou mond uitkom, kan jou of regverdig of jou veroordeel. Daarom moet jy 2 keer dink voordat jy praat. Dan moet jy bid, Here, plaas 'n wag voor my mond. Plaas my woorde in my mond onder die beheer van die Heilige Gees, sodat daar nooit lastering uit my mond uit kan kom nie. Want lastering is so suurdeeg, dit maak die hele deeg suur. Kolossense 8 vers 5 skryf Paulus, maar julle moet aflê elke las van lastering en vuil taal wat uit jou mond uit kom. Lastering breek af, liefde bou op. Jou tong is nie gemaak om 'n wapen te wees om ander mense seer te maak nie, maar eerder om die evangelie van Jesus te verkondig. Ek weet nie van jou nie, ons is almal skuldig en iewers te gaan 'n skoen jou pas. Miskien is jy bitter of miskien het jy woeding uitbarstings, miskien is jy lief om te skree, miskien is jy lief om te laster. En dit bring my vanmôre by nommer 5, boosheid. Nou wat is boosheid? Boosheid is die hartgesindheid van iemand wat daarop ingestel is om wraak te neem, om te haat of afguns te doen of om kwaad te maak. Dis een van die 7 sondes wat Spreuke van praat wat God haat.
is wanneer jy boos is en wanneer jy moeilikheid maak. 1 Petrus 2 vers 1 sê nee, lê alle boosheid af. Hoe meer ek in die lewe beweeg en hoe meer ek daar buite rondloop, besef ek dat die uur waarin ons nou leef, is die mees bose uur wat ons nog gehad het. Die wêreld is boos. Alles is boos. Alles is de mekaar. En as jy boos is, moet jy gaan kyk dat daar altyd iewerste iets is wat nie van God is nie. Ek hou nogal van Romeine 16 vers 9. Hy sê, be excellent in what is good, but innocent of evil. Wees onskuldig in boosheid. Moenie boosheid doen nie. Boosheid is nie woede nie. Boosheid is om 'n hartgesindheid te hê, om iemand anders te na te kom, om iemand anders te seer te maak, om iets te doen wat iemand anders te gaan benadeel. Daar's 'n boosheid wat in jou lewe is. En hoor gou, ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is nie van Egipte se mense nie. Ons is nie boos met mekaar nie. Waaraan sal ek weet dat julle my disippels is? As gevolg van die liefde wat onder mekaar woon. Hoe raak ek ontslaaf van boosheid? Ek bly jy vra. Romeine 12:21 sê, moenie deur die kwaad oorwin word nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Laat die goeie in jou lewe heers, sodat ek nie boos kan word nie. Nog 'n manier is 1 Tessalonisense 5:22, bly weg van elke vorm van boosheid. Jy moet 'n keuse maak om weg te bly van elke vorm van kwaad, elke vorm van boosheid. Romeine 12 vers 9 sê, nee, verafskie wat sleg is. Verafskie wat sleg is. Raak ontslaaf van dit wat sleg is. Moenie deel word van hierdie wêreld nie, sodat die klein bietjie suurdeeg nie die hele deeg gaan suur maak nie. Onthou ek preek Sondag oor goedheid en guns. Ek sluit af. Die laaste een is onreinheid. Onreinheid is alles wat 'n mens geestelik, sedelik, fisies kan benadeel. Ons jaarthema is reinheid. En nou Paulus sê dat as daar een ding is wat 'n mens heeltemal suur maak, is dit onreinheid. Die onreinheid van jou gedagtes, die onreinheid van jou begeertes, die onreinheid van jou woorde, die onreinheid van jou dade, die hele onreinheid van alles. As jy dit toelaat in jou lewe, al is dit net 'n klein bietjie, gaan jou hele lewe suur wees. Ons is nou in die helfte van die jaar en ek gaan nog baie met jou praat oor reinheid. Baie met jou praat oor onreinheid. Efesiërs 5 vanaf vers 3 sê, maar van hoerdery en allerlei onreinheid of geregtigheid moet dan nie eers onder julle gepraat word nie. Sjoe, dis 'n verskriklike vers. Jy mag nie eers van hierdie dinge praat nie, sê die Bybel. Wat nog betrokke wees? Wat nog van om dit te doen? Hoekom nie? Want hierdie is 'n tempel van die Heilige Gees. En as ek 'n bietjie suurdeeg in hierdie tempel gooi, dan word die hele tempel onrein. Galasiërs 5 vers 9 sê, die werke van die vlees is onreinheid. Die werke van die vlees, onthou ons het Sondag gepraat oor, jy is of onder die vlees of onder die gees, en die werke van die vlees is onreinheid, maar die werke van die gees streef daarna om rein te wees. Nee, sê Paulus, 2 Korintiërs 7 vers 1, laat ons van alle besoedelinge van die vlees gereinig word. Hoe doen jy dit? My laaste punt. Hoe raak jy rein? Romeine 13 vers 13, jy moet dit iewers in jou Bybel neerskryf, word beklee met Jesus Christus. Toe ek vanoggend so uit die huis uit gaan en dit koud is, toe gryp ek my jas en ek trek my jas aan. Ek beklee my met iets, want dit hou my warm. As jy wil rein wees, moet jy jou
beklee met Jesus Christus. Jy moet jou beklee met die Heilige Gees. Jy moet jou beklee met die werking van God se Gees, sodat wanneer die vyand gaan kom met al sy boosheid en sy onreinheid en sy lastering en sy geskree en sy woede en sy bitterheid, dit nie naby my kan kom nie, want ek is beklee met Jesus Christus. Ek hoor altyd die kleerlinge sê dat wanneer die man by die huis kom, dan trek hy sy bekeerbaadjie uit en as dit chaos in die huis. En Sondag dan trek hy weer sy bekeerbaadjie aan en dan gaan hy kerk toe. Die kinders van die Here moet net een baadjie hê. Dis om bekleed te word met die Heilige Gees. Weet jy wat? Daar's nog te veel suurdeeg in die Israeliete van Jesus Christus. Ons het nog te veel suurdeeg waarmee ons besig hou. En die opdrag om Johannes was eenvoudig. Wanneer julle Egipte verlaat, moet julle die suurdeeg daar los. Maar weet jy wat? Ons gaan heeltyd terug. Ons gaan heeltyd terug. Daardie gebakte brood, as dit darm so lekker die oondtyd kom, en hy's so gerys. Ons wil nie daardie ou plat broodjies eet nie, ons wil die lekker eet van die lewe. Om 'n kind van God te wees, beteken dat ons iewers die gesuurdheid moet een kant toe los. Wie saam met my? Die Bybel sê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, los hulle. Ek sit eerder met 'n kleintjie wat voor rondhardloop as wat hulle Saterdag aand in die klap rondhardloop. Hallo? Wie is met my? Wie wil ongesuurd wees? Paulus sê, verwyder dit, sodat ons 'n nuwe deeg kan wees. Kom ons sluit ons so. Here, baie dankie vir 'n besonderse brief van die gemeente van Korinte, wat ons vanmôre net kom herinner, Here, dat ons moet ongesuurd wees. Ons moet klaar maak met die dinge van die wêreld. Here, die skoen het gepas vanmôre. Here, daar's baie kere wanneer ek nog bitter is en wanneer ek woede het en wanneer daar 'n geskree by my uitkom en wanneer ek laster en wanneer ek boos is en selfs onrein is. Here, my gebed is, Here, help my want ek kan dit nie alleen doen nie. Here, ek sê vanmôre ja, Here, hier is ek. Ek wil en ek gaan probeer. Maar Here, gee my die krag, gee my die deursettingsvermoë om van al die suurheid in my lewe ontslae te raak. Want ek wil hemel toe gaan. Amen en amen.